Goeiemôre familie en vriende. Namens Lazal en haar familie wil ek julle verwelkom by die gedenkdiens en die viering van Lazal se lewe hier op aarde. Ek dank Puna, my vriend, my broer, Lazal se geliefde erfgenoot vir die voorreg om die gedenkdiens te behartig. Kom ons open met gebed. Geseënde God en Vader van ons Here Jesus Christus, in die naam van Jesus bid ons as U die liggaam van Christus, laat U koninkryk kom, laat U perfekte wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Ons dank U vir die goedheid en die guns, ons dank U vir die liefde en genade. Vader, ek vra dat U glorie op ons almal teenwoordig sal val en U lig ons volle openbaring gee tot die hoop van ons roeping. Gee ons oë om te sien en ore om te hoor. Heilige Gees, gee ons 'n hart van vlees, laat U woorde op vrugbare grond val vandag. Laat U woord manifesteer en oorloop as lewende water. Ons loof en prys U heilige naam. Vader, almal hier teenwoordig sit met seer en 'n leemte wat gelos is deur die afskeid van U kosbare dogter Lazal. Vul vandag asseblief ons leemte met U liefde, bring troos vir die wat Lazal liefhet. U is ons krag in nood. Ons dank U vir wie U is. Ek bid dit in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Ek wil van die geleentheid gebruik maak om die dankeringe te lees. Securicon ambulansdiens. Baie dankie vir julle goeie diens. Metri en Welcome het so mooi met Lazal gewerk. Tris en Marnie, baie dankie vir julle bystand en hulp. Dean, jy was vandag eenaf saam met Lazal. Dankie vir jou bystand en al jou hulp verleen. Christof, dankie vir die bystand en die ondersteuning. Trish, baie dankie vir al jou bystand en reëlings. Alkmaar gemeenskap, ekskuus. Dankie vir julle almal se wense en bystand. Hester en Elise, dankie vir al die mooi woorde en bystand. Joe, Jacqueline en Tannie Annie, baie dankie vir julle gebede, bystand en ondersteuning. Aan elkeen wat nie individueel genoem is nie, ons harte is dankbaar vir elke woord, gebed en daad van medelee wat ons deur hierdie moeilike tyd gedra het. Mag ons net kyk na 'n klein video hierso. Asseblief wil. If there ever was an angel, then surely you must be one. If there ever was a perfect love, when I look at you, I see one. And if there's heaven on earth, then this must surely be. I want you to be the last one to touch me. The last thing I remember before I go to sleep is the touch of your sweet lips, softly kissing me. And I go to sleep thinking how happy you make me. I want you to be the last one to touch me. And when it's time to lay me down for my eternal sleep, once more let your fingers softly touch my cheek. If I know that you have touched me, oh, then I can sleep
again upon the golden shore. And so when I awaken from my eternal sleep, I want you to be the first one to touch me. I want you to be the first, the last, the only one to touch me. If there ever was an angel, then surely you must be one. If there ever was a perfect love, when I look Ek het vir Puna en Lizelle so amper 10 jaar terug ontmoet. Hulle het dadelik diep spore in my hart getrap. Ek het Lizelle ervaar as 'n nederige, spontane mens met 'n passie vir haar man, haar familie en vir die lewe. Sy was vriendelikheid haarself en altyd bereid om hulp te bied. Sy was spontaan en gefokus op die goeie, om die goeie te bereik in die lewe. Lizelle en Puna se verhouding op 'n rots gevestig en onbreekbaar. Hulle het die lewe saam aangepak. Hulle het self hulle eie vissteelbeesboerdery begin, LP Fish Breeders, wat 'n passie was vir hulle, veral vir Lizelle. Sy het 'n groot sukses gemaak van dit. Ek en Puna het so week terug gesit en gesels, en die trots in daai man se oë was iets om te beleef. Hy gaan net aan oor hoe goed en fantasties sy vrou is. Hy sê vir my, Boeta, almal het gesê, daar is niemand wat sekere spesifiese kan teel nie, maar Lizelle het dit reg gekry. Hy sê vir my, as haar vingers aan iets raak, dan werk dit. Sy het hulle suksesvol geteel, en daar was honderde klein visies. Dit was ook dieselfde in haar lewe gewees. Sy was 'n voorbeeld vir baie van ons. Liefdevol, nederig, bedagsaam, spontaan, hulpsaam. Hier is 'n paar woorde om haar te beskryf, maar sy was groter as daai woorde. Sy was Lizelle, 'n vrou vir Puna, 'n ma vir haar kind en 'n kind vir haar ma, 'n suster en 'n vriendin wat diep spore in ons hart gelos het. Niemand kan ons gedagtes en liefde van haar wegvat nie, en dit sal ons koester. Ek lees vir ons uit Openbaring 22 vers 13, waar God sê, ek is die Alfa en die Omega. Ek is die begin en die einde, die eerste en die laaste. Dit is ook van toepassing op ons lewens hier op aarde. Ons het 'n vleeslike begin en ons het 'n einde wat vreugde bring by geboorte en wat hartseer bring by afskeid. Kom ons kyk na die vleeslike begin. Psalm 139, 13 tot 16. U self het my diepte wese gemaak, my in die moederskoort gevorm. Ek loof u omdat u my so besonder wonderlik gemaak het. U werke is wonderbaar. Ek weet dit al te goed. My gebeente was vir u nie onkenbaar toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe nog voordat ek gebore was. So wat hierdie stuk vir ons sê is dat ons 'n gedagte vir die Vader was nog voor die fondasies van die aarde. Ons name is opgeskryf in die boek van die lewe. Dis waar ons begin. Jeremia beklemtoon dit op vers 1:5. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. So dis ons vleeslike begin. Dan het ons ook 'n geestelike begin en einde. In Genesis 2 vers 7 sê die Here, en die Here God het die mens geformeer
uit die stof van die aarde. Dis ons vleeslike deel. En in sy neus die asem van die lewe geblaas. Dis ons geestelike deel. So het die mens dan 'n lewende siel geword. Ongelukkig word ons gebore in 'n gebroke en sondige wêreld, wat in die begin veroorsaak is deur ongehoorsaamheid van mens. Maar ons einde het wel hoop. Deur die liefde van ons Vader, ons heilige God, het hy die geleentheid geskep om weer om een met hom te wees en om in sy geregtigheid te kan lewe. Om te herstel wat deur mens veroorsaak was, 'n verhouding met God. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Die ewige lewe wat hulle van praat hierso, is vir die siel en nie vir die vlees nie. Dis waar ons lewe lê. En nou wil ek net raak op die liefde van God. Ek wil hulle net laat verstaan, al was hulle die enigste persoon op hierdie aarde, het die Here nog steeds sy seun gestuur vir jou. Want hy het julle so lief. Nou, hoe verkry ons die ewige lewe? En hoe herstel ons die verhouding en die voorreg om aan God sy geregtigheid en sy guns te lewe? Kom ons kyk, Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Alleenlik deur sy seun Jesus. Jesus het die wêreld oorkom. Hy bied ons verlossing van die greep van die duiwel en van sonde. Hy bied ons die pad na die ewige lewe. Nou na die pad wat hulle van praat, die woord sê, nou is die pad van geregtigheid en breed is die pad van ondergang en van ongeregtigheid. So die pad wat hulle van praat, die noue pad, is die pad vir as jy Jesus aanvaar, om terug te kom by jou tuiste. Die breë pad lei na verdrukking toe en in sy hande van die vyand. So jy het een keuse in jou lewe wat twee opsies het. Dis die belangrikste keuse wat jy het in die lewe. Jesus het klaar die prys betaal vir jou en my. Dit word op 'n skinkbord geoffer as 'n geskenk vir die wat dit wil neem. Dis gratis. Jy kan 1 miljoen mense van hongersnood afred. Of jou hele lewe toewy aan goeie werke. Of jou hele lewe kerk bywoon. Dit kan jou nie 'n plek gee in die hemel nie. Dit gaan nie oor die werke wat jy doen nie. Dis alleenlik verkrygbaar deur die werke van Jesus op die kruis. As jy Jesus aanvaar het as jou verlosser en saligmaker, kyk die Vader na jou en hy sien, as die Vader moet sit en Jesus staan voor jou, kyk die Vader na jou en hy sien Jesus wat voor jou staan. Dan sien hy perfeksie. Hy sien geregtigheid. Hy sien heiligheid. En hy sien 'n kind. Al wat dit vat is om bekering te kom. En dan vra die mense, hoe doen mense dit? Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewerk het, sal jy gered word. So jy spreek dit, jy bevestig dit met jou woorde. Dis dieselfde hoe die wêreld geskaap is. Die wêreld was geskaap deur woorde. God het opdrag gegee. Jesus is die woord van God, het dit gespreek en die Heilige Gees het gemanifesteer. So jou woorde dra krag. So jy kan spreek en dit kan op enige plek gedoen word. Jy kan in die see swem, jy kan op jou stoel sit, jy kan in die swembad wees. Al wat jy moet verklaar is, Heilige God en Vader, ek neem vandag u seun Jesus aan as my verlosser en my saligmaker. Ek vra Jesus dat u in my hart sal kom woon. Matteus 3 vers 10. Hy
Jesus sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En dieselfde, jy bely dit met jou mond. Ek vra Vader dat U my sal seën met U Heilige Gees en vuur. So is jou ewige lewe verseker en jou naam word in die boek van die Lam geskryf. So ons het gesien by die begin in jou vleeslike geboorte en by jou geestelike geboorte word jou boek in die naam in die boek van die lewe geskryf. En dan, sodra jy Jesus aanvaar, word jou boek in die naam van die Lam geskryf. Jy ontvang die Heilige Gees as bewys van daai geestelike transaksie. Die Heilige Gees kom woon in jou. Dis dieselfde Heilige Gees wat Jesus opgewek het uit die dode. Hy is daar om jou begeleiding te gee en jou op die regte pad te hou. Ons sê dankie Heilige Vader met dankbaarheid dat U die geleentheid geskep het om Lisel die geskenk te bied van redding. Lisel het 1 Desember vanjaar Jesus aanvaar as 'n verlosser en as saligmaker. Die hemele jubel oor haar en so ook jubel ons harte met vreugde. Natuurlik, in ons vlees sit ons met baie hartseer en verlange. En die afsterwe van 'n geliefde voel ondraagbaar op tye. Ons vra, waar sal ons krag kry? Hoe gaan ek die rou hanteer? Wie sal ons troos kan bied en vrede kan gee in die tyd van hartseer en verlies? Ek wil julle bemoedig vandag. Roep op ons almagtige Vader, skepper van hemel en aarde. Hy alleen kan daai leemte vul met sy perfekte troos en liefde. Vra vir wysheid en insig om die omstandighede te verbeter. So ons kyk na die vlees se einde, Genesis 3 vers 19. Want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Ons kyk na die geestelike einde, die omega. Johannes 6 vers 47. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal die ewige lewe hê. Nou gaan ons 'n geleentheid gee aan die persone wat hulle huldeblyke wil voorlees. Sien jy stop Anthony kom voorlees? Nee, kan ek dit aan nie lees? Hierdie is van Lisel se ma aan my pragtige dogter. Met jou geboorte op 22 Desember 1983, wat ek jou in my arms gehou het, en so 'n klein pragtige bondeltjie vreugde, soveel liefde en geluk vir ons gebring, groot geword nog steeds liefde en geluk gebring. Die kattekwaad wat jy gedoen het met baie mooi herinneringe, sal dit nooit vergeet nie. Ons memories saam is so kosbaar en ek sal dit die res van my lewe koester, tot die dag ons weer ontmoet, my dogter. Mamma sal jou altyd onthou en koester, my pragtige kind. Jy het soveel blydskap en soveel liefde en vreugde vir ons almal gebring, my pragtige dogter. Tot ons mekaar weer ontmoet. Mamma is baie lief vir jou, my dogter. Baie liefde van jou ma, Rikkie. Sien ek ons dit aan, mamma? Kan ek vir jou lees? Dan mamma. Mamma, ek wil net sê dankie vir al die jare se memories, omgee, liefde en bystaan, wat mamma vir my gegee het, en raad wat mamma altyd gegee het, en liefde, ek gaan mamma baie mis. Ek is baie lief vir mamma, maar ek weet mamma lê sag by Jesus se voete. Dis waar wat hulle sê, Jesus vat die mooiste blommetjies eerste. Mamma het 'n hart van goud gehad, en het nog steeds. Mamma was nie net my ma nie, maar my beste vriendin, en sal altyd wees. Ek sal ons memories koester, wat ons saam gemaak het, tot die dag, wat ons weer ontmoet. Mamma, dis dalk goodbye vir nou, maar nie vir altyd nie. Ek is baie lief vir mamma, tot ons weer ontmoet, mamma. Baie liefde van jou dogter, Natalie. Ek wil voorlees, Bona. My vrou. Hier staan ons vandag met gebroke harte om afskeid te neem van my vrou, my lewensmaat, my anker en my rots. Engel, jy was waarlik 'n engel van God wat my
wat vir my geleen het. Jy was altyd net jy, sonder voorgee, het jy in 'n mens se hart geklim. Jy sal altyd in my wees. Rus sag my vrou, jy sal nooit vergeet te gaan nie. My rots, my anker, my lewe. Ek mis jou oneindig baie, maar berus my met die wete dat jy nou sonder enige las by ons hemelse Vader woon. Lief vir jou, my engel. En ek lees die laaste een so aan my lieflike dogter Lizal. Ek toegewy die liedjie vir jou. Ek gaan maar die liedjie deurlees. Gone so soon, I don't care. Don't tell me this is fair, it's never time. No, I'm not fine. Still so much love to share, gone so soon, gone too soon. Rest in peace, rest in heaven for eternity. The pain I feel is so unreal. That's what you meant to me. They say God has a plan and explain this at least, why he had to take you, but for now, rest in peace. Baie liefde van jou pa Dawie. Lizal, pragtige dogter van God, ons groet jou hier op aarde. Jy sal gemis word. Jou kosbare siel los 'n groot leemte in ons almal. Maar ons sal jou weer sien. Geniet die koninkryk waar liefde heers. Terug by jou Skepper God en jou Vader. Kom ons sluit af met gebed. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. In die naam van Jesus Vader, dank ons U vir U genade, dat ons met geloof in Jesus gered word. Vader, ons dank U vir U kosbare Seun Jesus en ook U kosbare Heilige Gees. Heilige Gees, almal hier volle openbaring van die verlossing van Jesus Christus, wat beskikbaar is vir elke persoon hier, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Vader, laat U perfekte wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Ons bring U al die lof en die eer deur die Seun Jesus Christus. Vader, ons dank U vir die kosbare siel en gees wat Lizal was op die aarde en nog steeds is in die hemel. Bring vertroosting aan diegene wat haar innig lief het en aan diegene wie se hart sy aangeraak het. Haar lewe was 'n goeie voorbeeld van liefde en deernis. Vader, sy is gered op 1 Desember vanjaar in U koninkryk verwelkom. Die hemel het gejuig en ook so ons harte. Vader, soos U woord spreek, dat die dood vir ons 'n wins is, aan diegene wat gered is. Wat 'n wonderlike eer en voorreg is dit. Jy sal baie gemis word, maar ons vind troos dat jy nou tuis is by Jesus. Jy het jou ewige lewe verkry. Vir almal hier, die Here sal julle seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou in vrede gee. Dankie Vader dat U so 'n goeie liefdevolle Vader is. Ek bid dit in die magtige en wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Dankie julle. Sal enigiets anders van die verrigtinge wat ek kan bespreek? Okay, dit sal ons diens afsluit. Dankie julle vir almal wat gekom het. Julle moet veilig reis asseblief. Okay. Kom ons weer raai video speel. If there ever was an angel, then surely you must be one. If there ever was a perfect love, when I look at you, I see one. And if there's heaven on earth, then this must surely be. I want you to be the last one to touch me. The last thing I remember before I go to sleep is the touch of your sweet lips
time will be no more. They tell me we shall meet again upon the golden shore. And so when I awaken from my eternal sleep, I want you to be the first one to touch me. I want you to be the first, the last, the only one to touch me. If there ever was an angel, then surely you must be one. If there ever was a perfect love when I... Julle, ons gaan nie na die tyd enige tee of koek of so hê nie. Dis al was my eenvoudige persoon, sy sou dit so wou gehad het. Kort en kragtig. So sê dankie vir almal wat gekom het. 'n Geseënde Christusfees en veilige dag vir julle verder, hoor. Dankie.